Kom ons staan almal op en ons sing die lied van Jong Suid-Afrika. Hoor jy die macht gedreed. Vir die rest van die samersang gaan ons bly sit, maar vir hierdie een gaan ons opstaan en ons een bietjie. Kom ons sing 'n paar lofliedere saam tot eer van die Here. Psalm 146, lied wat baie bekend is en wat lekker sing. Nog 'n lied wat ons baie graag sing, is een van die mooiste gedigte wat in die Bybel is. Psalm 23. Kom ons sing van hom vers 1 en vers 3. Oh
gaan dat ons 'n bietjie aanskuif met die program. Tydens die aflegging van die gelofte is daar 2 psalms gesing. En ek gaan dat ons al 2 van hulle sing. Natuurlik, hulle die Nederlands gesing. Die een was Psalm 38. Krag of nie in ongenade. Ek het die eerste vers en hulle het vers 12, 16 en 21 gesing. Ek het die toesitsbereiding wat die naaste is aan die oorspronklike Nederlands. Jy sal ook sien hoe dit absoluut die nood van die mense uitdruk. En dan in die laaste vers wil my Heer in hierdie lewe nie begewe. 'n Gebed tot God. En 'n aangrypende psalm. Ons gaan hom sing op die liederwys. Dis opgeteken in 1950. So dis nie die melodie wat die voortrekkers gesing het nie. Hulle het die geneefse melodie gesing, maar vir ons koor sing hy moeilik en hy trek hom by. So ons sing die liederwys van Psalm 38. Ons sluit ons samesang af met die laaste lied wat hulle ook gesing het tydens die aflegging van die gelofte. Volgens party bronne het hulle dit herhaal vanaf die 7de Desember en ek dink dis volgens Gerrit Marits Sarel se Jesu dagboek en volgens Bandjie se dagboek eers vanaf die 12de Desember. Maar dit is elke dag, elke aand herhaal en die godsdienstoefening is dan afgesluit met die 4de vers van Psalm 134. Toosies se bereiming hier is baie naby aan die oorspronklike Nederlands.
Namens die feeskomitee gaan ek julle almal baie hartlik welkom heet. Die voorsitter van die komitee, Herbie Visser, voel nie baie gesond vanoggend nie en hy het gedink dis verstandig en bly liewer tuis. So ek staan in vir Herbie. In die eerste plek, baie hartlik welkom aan almal. Ons is bly, ons is 'n mooi opkoms om ook die gelofte te herdenk, soos ons volk aan die Here beloof het. 'n Klompie bedankings. In die eerste plek aan die NG Kerk, Brackenhurst en Dominee Philip Motsepe vir die gebruik van hulle perseel en van hulle geriewe. Ook aan die poster en aan Frida, ons oralis. Vir die afdruk van die blaadjies, 'n groot dank aan die NG Kerk Alberton Wes, wat dit vir ons gedoen het. Dan ook 'n groot woord van dank aan Alberton se mannekoor en Alberton se dameskoor. Die koor het eintlik reeds afgesluit vir die jaar, maar hulle het hier vir ons kom sing. Daar sal ook na afloop van die geleentheid sal daar series van die kore net hier agter beskikbaar wees. Ook 'n groot woord van dank aan die voortrekkers vir al hulle hulp hierso en die aanwysings en die sanitering, ook vir julle saamsing. Dit was lekker gewees saam met julle, baie dankie. Daar sal 'n kollekte na die tyd gehou word, soos wat altyd maar die gebruik is. Dis vir om die kostes te delg van die geleentheid en dan ook vir enkele gemeenskapsprojekte waar hierdie gelde aangewend word. Daar sal na die tyd die voortrekkers sal ook help om dit te skink. Dan baie belangrik, dit is 'n ongemaklike tyd. COVID is met ons. Ons moet maar die maskers aanhou, bly nog veilig, moenie onnodig handdrukke en drukkies en soetjies uitdeel nie. Laat ons onsself veilig hou in hierdie moeilike tyd. Dan is my voorreg om vir Dr. Johan Pienaar te verwelkom. Ons predikant vanoggend uit al die pad van Pretoria afgekom. So bietjie iets oor Dr. Johan. Hy is getroud met Rita. Hy het 3 kinders en 9 kleinkinders. In 1996 het hy sy doktoraat voltooi met spesialisering in huwelikspastoraat. Dan is hy 'n skrywer van verskeie populêre geestelike boeke. Hy was so vir 36 jaar as hy al gemeentepredikant en van 2004 tot 2010 is hy voorsitter van die Noordelike Sinode van die NG Kerk. Hy het 'n paar interessante stokperdjies. Hy het vroeër 'n vlieglisensie verwerf en hy doen ook houtwerk. Tans het hy op 2010, na 36 jaar, hierdie gemeentebediening getree om meer te fokus op bestuurscoaching. Ons luister graag na wat Dr. Johan vir ons gesê het. Voordat ons hom in die woord stel, gaan ons, soos ons gebruik is, ons samesang afsluit en ons erediens begin met die saamsing van 'n gebed, die laaste vers van die Stem van Suid-Afrika. Kom ons staan op.
kan bly staan asseblief, ook vir die lees van die gelofte. Soveel jare gelede, en dankie Paul dat jy net nou met die liederenkese ook vir ons daaraan herinner het 'n groepie mense gestaan in soveel afhanklikheid voor die Here en het hulle hierdie gelofte afgelê. En ek wil vra dat jy in jou hart dit ook vandag weer saam sê. My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sou beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee. Dankie. Jy kan maar sit. Groot dankie vir die koor wat vir ons begelei het. Dit was heerlik om saam met julle te sing. Ek wil ook net van my kant af dankie sê vir die geleentheid. Dis wonderlik om hier te wees. Ek het sommer net vir die klein goed wat hier sit, die voortrekkers, my eerste voortrekker daar, het ek onder andere in Boksburg het ek neergebring. Ek het in Boksburg groot geword en my eerste geloftediens destyds, van julle sal nog die Prince George Park onthou, het ons daar groot byeenkoms gehad, en ek onthou as kind hoe indrukwekkend dit was, ons almal so in die paviljoen gesit, en daarvoor was die verhoog en al die mense wat hulle deel gedoen het daarvoor gesit. En daardie tyd as klein kind het dit 'n geweldige invloed op my gehad. En ek onthou dat ons nie kan gehad nie, ek en papa in die oggende vroeg, hulle diens was 6:00 in die oggend, het ons so toe gestap in George Park toe, en het ons was altyd 'n mooi oggend gewees, die voorreg gehad om saam met ander kinders van die Here by mekaar te kom. En vandag, soveel jare later, hier in Alberton, nie baie ver van daar af nie, is dit vir my heerlik om te verklaar dat die Here ook hier teenwoordig is. En om saam met jou vanoggend ons oë op te slaan na al die berge, al die groot geboue, al die indrukwekkende plekke in Pretoria, al die staatsinstellings, ons oë op te slaan en te vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Maar om vandag te weet, ons hulp is in die naam van die Vader, wat hemel en aarde geskep het. In die naam van hom wat getrou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande ervaar nie. En die Here seën jou vanoggend. Genade vir jou. Genade vir jou. Ook in COVID-tyd, ook in 2021, genade vir jou en vrede. Amen. Dit is so. Ons gaan vanmôre dit lees, en ek gaan vra dat jy dit maar saam met my luister. Jy gaan sukkel om dit te volg in die Bybel, omdat ek seker dat jy hulle uitlaat, maar 'n baie bekende deel. Maar voordat ek dit lees in 1 Samuel 17, sê dat so in 2003 het al die groot kerke in ons land in Pretoria bymekaar gekom by die skougronde. Die byeenkoms was onder leiding van Sakla, en hulle het bymekaar gekom in 2003 om te praat oor die vrae en die uitdagings van ons tyd.
En hulle het aan die einde daarvan het hulle geïdentifiseer en gesê, ons identifiseer 7 groot reuse in ons land. En hierdie reuse moet ons raak sien, en ons moet hierdie reuse met ons, met alles wat ons het, moet ons hulle beveg. Van die reuse, ek gaan nie eers allemaal probeer noem nie, was Vigs, wat daardie tyd, as ek onthou die gesprek ook in Pretoria, 'n geweldige effek gehad het. Armoede, gesinsgeweld, korrupsie, families wat in krisis is, en hulle het gesê, dis die reuse wat ons in die oë kyk, en hierdie reuse moet ons as kerk van die Here beveg. Dis lekker as 'n mens nou terugkyk, dis amper 18 jaar later, om te sien, sekere projekte wat toe begin het, en dinge wat gebeur het, waarin die kerk gesê het, ons wil regtig in die naam van die Here, moet ons hierdie goed nou in Suid-Afrika aanspreek. Nou die interessante is dat die reuse, wat hulle geïdentifiseer het, na aanleiding was van die verhaal wat ek vanmôre vir julle wil lees, van seker een van die bekendste reuse in die geskiedenis van die mensdom, die reus Goliat, en die verhaal van die Israeliete en die Filistyne, wat in daardie tyd, en dis nou 3, 4, 5.000 jaar gelede, al soveel drama met mekaar gehad het. Dis interessant, as jy so in die Bybel blaai, dan sien jy dat hierdie gesprek tussen die Israeliete en die Filistyne, dat het kort daarvoor kom, daar uit die eerste bladsy al, ek lees in Genesis 26 vers 18, Isak het toe die putte oopgegrawe wat sy pa Abraham in sy pa Abraham se tyd gegrawe is, en wat na Abraham se dood deur die Filistyne toegegooi is. So pa grou dit, die Filistyne kom en hulle gooi dit toe. En in Genesis 26:21, sy slawe het 'n ander put gegrawe, en ook daaroor het die Filistyne klagtes gehad, en toe noem Isak die put klagte. In Rigters 13 vers 1, die bekende verhaal van Samson, lees ons die Israeliete en weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 40 jaar lang oorgegee in die mag van die Filistyne. Net om te sê, die verhaal wat ek vanmôre vir julle gaan lees, is nie net sommer so 'n insidentele verhaal nie, dis 'n geskiedenis van stryd en van konflik en van moeilikheid en van sukkel met mekaar. En dan seker hierdie bekendste verhaal, wat mens baie laat dink aan dit wat ons ook vanmôre herdenk. 1 Samuel 17 vers 17. Isaai het vir sy seun Dawid gesê, vat tog vir jou broers 16 kilogram gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom aan die weg teen die Filistyne. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan, en terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvegter Goliat, die Filistyn uitgat, juis uit die linies van die Filistyne vorentoe, en hy praat weer so. Dawid het dit gehoor, en hierdie praat verduidelik hy nou in die vorige tekste, was 'n uitdaging vir die volk van die Here. Uitdaging, stuur julle iemand, dat ek moet opveg, en die wat dan wen, sal bepaal wie hierdie geveg wen. Toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug, en hulle was baie bang. Nou net om sommer net vir 'n stukkie konteks te gee, lyk vir my volgens berekeninge was hierdie Goliat so amper 3 meter lank. Ek het nou die dag 'n prentjie gesien, hy het op ons saamgebring het, sy gewete die dataprojekte is hier, van die langste man in die geskiedenis van die wêreld, dis nou 'n onlangse geskiedenis, wat ek dink 2,97 meter lank was, verskriklik lank, en hy staan, nie net kop en skouers, maar bolyf en skouers staan hy oor die alle mense uit, so was Goliat. Nou weet jy, hoe indrukwekkend was hierdie prentjie van hierdie man wat daar in die dal gaan staan, en wat bulder hier na die Israeliete toe. Toe die Israeliete hierdie man sien, het hulle almal vir hom gevlug, en hulle was baie bang. 'n Mens moet nie oormoedeloos word nie, sê Dawid te vir Saul.
ek sal gaan en ek sal teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy vegte van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra lam weg in die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. En as hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Nou, hierdie prentjie het my altyd so half laat glimlag. Hierdie manmoedigheid, kan jy nou dink, julle wat gereeld in die wildtuin kom en wat hierdie skrikwekkende prentjies sien van die leeu's, kan jy nou dink dat hierdie jong ou gryp hierdie leeu aan sy baard en dis laat hom dood. Ek bedoel, dis nou wat ons 'n goeie Afrikaans gaan sê, guts. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in sy hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verklein eer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal die hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie. Nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle ons mag oorgee. Toe die Filistyne regmaak en nader kom om Dawid ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn in die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroorgeval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en hy het hom verslaan en hom doodgemaak. Dawid het nie so swaar by hom gehad nie. 2003 het die kerk 'n klomp reëse geïdentifiseer. Ek dink ek en jy sal vanmôre in 2021 sal ons kan sê die reëse het nie minder geword nie. Het meer geword. Hulle het nie kleiner geword nie, hulle het groter geword. Wanneer 'n mens kyk en jy lees die koerant en jy kyk televisie en jy hou die sosiale media dop, wanneer 'n mens kyk na wat op die oomblik nie net in Suid-Afrika nie, laat niemand jou bluf en sê dis net in Suid-Afrika nie, wat wêreldwyd aan die gebeur is, sal jy saam met my stem dat die uitdagings wat ons as mense in die oë staar, en dis alle mense op hierdie aardbol van die Here in die oë staar, is geweldig groot. Ek lê nogal vandag in Pretoria, ons het 'n geweldige reënbuig gehad. Ek het nogal op 'n stadium gedink, as iemand nie glo in die storie van Noag en die ark nie, so ek vir hulle graag wil opneem hoe dit vandag in Pretoria geklink het. Maar as 'n mens net kyk wat in die weer gebeur wêreldwyd,
die oorstromings, die brande, rekordhoë hittegolwe wat dwars deur die wêreld is, die verskriklike veranderinge wat daar in die natuur plaasvind. As 'n mens kyk na die armoede wat besig is om hand oor hand wêreldwyd toe te neem, oor siektes, pandemies, die medici sal vir jou sê dat hierdie COVID maar een is van baie goed wat op die oomblik aan die gebeur is in ons wêreld, omdat ons samestelling net eenvoudig so is, dat dit lok vir hierdie tipe goed. Al soveel goed, die onreg, die oorlog, die geweldige geweld teen vroue, teen kinders, wat op soveel plekke uitspeel, sê net vir 'n mens, dat die Filistyn in sy volle mag voor ons staan. Maar nou wil ek jou vanoggend uitdaag, om soos 'n Dawid voor dit te gaan staan. En ek is so bly vir die voortrekkers wat vanmôre hier sit, en dat ons 'n jong klomp hier het van julle is omtrent so oud as wat Dawid daar die tyd was. Ons skat dat hy so tussen 13 en 16 jaar oud was, toe hy daar die Filistyn in die oë gaan kyk het. En ek wil jou uitdaag, oud en jong vanmôre, om nie net te praat oor dit wat in die wêreld rondom ons gebeur, om nie net te praat oor die uitdagings wat ons het, nie net te kla oor die goed wat ons raak sien nie, maar om in die naam van die Here vanoggend te sê, ek gaan in hierdie tyd, nou, hier waar die Here my geplaas het, gaan ek 'n verskil maak. Wat is die goed wat 'n mens by Dawid raak sien? Ek wil 'n paar dinge wat Dawid anders gemaak het, was dat hy regtig met die Here saamgeloop het. Die Here was nie net vir hom 'n belydenis nie. Die Here was nie net vir hom 'n gelofte eenmal 'n jaar nie. Die Here was nie net vir hom hierdie ding wat hy so nou en dan in die kerk opgesê het of in die katedese skool geleer het nie. Die Here was vir hom 'n absolute elke dag se werklikheid. Iemand wat hy leer ken het, wat hy leer vertrou het, wat hy leer volg het, wat hy leer gehoorsaam het. Jy het nou gelees die verhaal wanneer Saul hoor dat hier iemand is wat uiteindelik die Filistyn die oorlog gaan aansê, dan is hy so bly. En dan kom hierdie jong ouetjie ingestap en dan die teleurstelling by Saul, maar jy kan nie gaan nie, jy's 'n jong mens, jy het nog geen vegsondervinding nie. En hy is 'n gevegsoldaat van sy jongtyd af. En dan sê Dawid vir hom hierdie woorde. Sê Saul, nie net van vandag af nie. En hy sê toe ek daar in die veld was, toe ek daar by die skool was, toe ek daar in die kantoor was, toe ek daar in die winkelsentrum was, toe ek my gewone lewe gelei het, het ek geleer om die Here te vertrou. Daar reeds het ek hom leer ken as die Here wat vir my help by die leeu en die beer. Daar reeds het ek geleer wat dit beteken om gehoorsaam elke dag saam met hom die pad te staan. Die krisis wat ek sien, en ek sê dit so saggies, want daarmee praat ek ook oor my eie lewe, is dat ons hierdie gespletenheid in ons lewe het, dat ons sê dat ons Christen is, dat ons graag wil sê dat ons 'n Christelike volk is, maar is hier in 'n klein kompartement van ons lewe en nie verder nie. Die Here sê om Saul in die oë te kyk, sal jy moet leer wat dit beteken om getrou elke dag orals die pad met die Here saam te loop. Elke dag orals die pad saam met die Here te loop. Ek sit gister sê vir my vrou en ek so bly sy sal my hier vanmôre. Sê ek vir ek wil soms wil ek teen die muur uitklim. Ek lees ons het daar in Pretoria het ons die rekord, die Pretoria Koerant, waarvoor ek so elke 2 weke skrywe, en nou lees ek van hulle goeders, en nou is daar 'n sekere berig oor wat op die oomblik met die COVID gebeur, en nou is daar 'n klomp kommentaar, wat op die sosiale media daarop gelewer word. En hierdie kommentaar wat daarop gelewer word, is aaklige kommentaar, liefdelose kommentaar, dis bitter kommentaar, dis verskriklik. Ek skryf, ek sê, ek kan nie glo julle praat so nie. Ek sê dit in Afrikaans. En die sleg is,
As jy nou daardie mense, die van julle wat op Facebook is, as jy gaan kyk na hulle profiele, dan hulle die wonderlikste tekste wat hulle bloot skrywe, en die grootste verklaring met my God, en saam met God, en ek is syne en hy is myne, en in hulle eersteling wat hulle skryf oor wat in ons land aan die gebeur is, vloek hulle in Afrikaans. Nee, kind van die Here, sê as ek sou wil in hierdie tyd in die oë wil kyk, wat ook al die sou in jou lewe is, sal ek leer om in elke woord, elke daad, elke tree wat ek gee, elke asemteug wat ek het, om daar waar ek is, daar waar ek lewe, daar waar die Here my geplant het, om daar in die naam van die Here 'n lewe saam met die Here te leef. As jy hierdie gestetenheid in jou lewe het, en jy het aan die een kant hierdie belydenis, aan die ander kant hierdie verskriklike lewe, dan is jy deel van die vyand. As ek en jy vanmôre uitstap, en net weer opnuut sê, ek verbind my, ek het so geluister na die liederbou wat jy opgegee het, na die woorde van die psalms, die troosiesliedere, Prof T.T. Kloete wat van hulle vertaal het, was 'n lidmaat van my toe so Potch was. Geluister na die woorde, hierdie diep verklaring. As ek en jy hier uitstap, en weer sê Here konsekwent, oral, onder alle omstandighede, teenoor alle mense, met alle woorde, alle dade, my hele gesindheid, wil ek iets van die hand van die Here demonstreer nie. Gaan ons nooit die reëse van ons tyd kan oorwin nie. Nooit. Daar was 'n tweede ding. Dawid het geglo dat die Here hom kan gebruik. Saul, ek sê weer, toe hy so nader gestap kom, Saul is opgewonde, hy hoor, hier is iemand wat die Filistyn gaan in die oë kyk, dan Saul verskriklik opgewonde, en as Dawid ingestap kom, hierdie klein rooi gesigsientjie, sê hy, jy kan nie. Dan sê Dawid, ek glo dat God my kan gebruik. In sy hele woord, sy hele daad, en dis nie 'n oormoedigheid wat 'n mens soms by mense kry nie. Dis nie hierdie ek is alright tipe ding wat 'n mens soms kry wat jou so pla nie. Dis 'n tipe ding om te sê ek glo dat God my gaan gebruik. Hoor sy woorde. En eintlik moet mense dit met groot rooi strepe gaan onderstreep in 1 Samuel 17. Ek glo. En as hy met Goliat praat, dan sê hy, ek is hier in die naam van die Here. Hier staan hierdie 3 meter lang man, staan voor hom. Gevegsoldaat, met al sy pansers. Hy het selfs iemand wat sy swaard van dra, so groot swaard as sy swaard. Maar nie vir 'n oomblik twyfel Dawid dat die Here hom kan gebruik nie. Ek sou so graag van hier af so wil omgaan. By elkeen, by julle, by jou daar agter, by jou kom staan en vir jou sê, glo jy regtig dat God deur jou 'n verskil kan maak? Glo jy regtig dat God deur jou in hierdie tyd, in hierdie land, in hierdie situasie verskil kan maak? So baie keer hoor ek, en ek wil maar net praat oor ons groep mense, want dis die mense waar ek myself tuis voel, waarvoor ek so lief is, hoor ek hulle sê, ja maar die regering, ja maar die politieke partij, maar daar die politieke leier, en ek sê, dis waar met jy sê, maar wat van jou? Wat van jou? Lees die mooiste storie eergister, Facebook, het hulle swart man wat sy doktersgraad in etymologie gekry het, 'n baie toegespitste wetenskaplike rigting, staan hy met sy rooi jas, gryp my aan, ek onthou dit, indrukwekkend sy prentjie,
vertel hulle sy storie, waar hier ergens, dit was op die rand, in 'n plakkerskamp groot geword en pappa en mama is vroeg dood, by sy ouma gebly, toe hy nog op skool was, is die ouma ook dood, en moes hy vir sy 2 sissies moes hy sorg. En op 'n manier het hy werk gekry, en het hy by die werk geslaap, want hy het nie ander slaapplek gehad nie. Later het van die sissies saam tot daar geslaap en hy het begin swat. Nou die prentjie wat toe nou daar is, hier staan hy, tussen 'n blanke man en 'n blanke vrou, en hy vertel die storie, hy sê, en toe het hulle my verhaal gehoor, en hulle het my begin help, en my versorg, en hier staan ek vandag, omdat hulle 'n verskil gemaak het. En vir hulle toe ek lees, vir hulle. Hulle het net besef, Saul gaan tot by die Goliat gaan tot by die wederkoms voor ons staan, as jy nie vanoggend in die naam van die Here hier opstaan, en sê ek glo dat God deur my 'n verskil kan maak nie. Deur my 'n verskil kan maak nie. En dis die een plek waar jy die my en die ek met hoofletters kan sê. God het vir jou nou hier geplaas om 'n groot verskil te maak. Ek sien dit so baie keer daar by ons in die stad. Ons het organisasies daar wat ongelooflike werk doen. So 600 meter van waar ons bly in Riviera, reg onder hierdie gebou, het daar 'n plakkerskamp ontstaan, soos wat nou verskeie plekke in die stad gebeur. En na 'n stryd in die middestad tussen die dwelm ouens en die taxi ouens, het 'n klomp van hulle daar by ons ingetrek. Dis aardig. En 'n klomp mense, swart en wit, het gesê, dis ons Goliat. En hulle het begin uitreik. 'n dokter het 'n kliniek daar opgemaak. Sakemanne het ingekom en ek bedoel, op 'n stadium was die riool daar, ekskuus dat ek het sê, van hierdie kansel af, was die riool, het in die straat afgeloop, maar daar is geen toilet daar nie. Steve Biko Hospitaal is omtrent 200 meter vandaan, het die riool daar afgeloop in die straat, en ek klop sakeman het gesien, maar dit kan nie so wees nie. En een het gekom, en ek het 'n foto geneem, waar hy met 'n klomp van hierdie back actors, hierdie optelmachine, en 'n groot trokke, klaar ingery, en al die gemors begin optel, en weggery. Hier is ek. En 2 mediese studente begin 'n klas gee vir van daardie kinders. Hier is ek. En daar's blanke kleintjies en daar's swart kleintjies, en hulle het begin sê, maar ons moet hulle weghou van hierdie verskriklike dwelmomgewing, en hulle die wonderlikste werk begin doen. Hier is ek. As ek en jy wag in hierdie tyd vir Saul om dit te doen, gaan ons keer op keer teleurgestel word. Want die oplossing vir Goliat lê nie by Saul nie. Lê by mense wat op 16 Desember 2021 in Breggenerskerk in die kerkgebou sit, en wat sê, Here, hier is ek, gebruik my in hierdie tyd. Die wonderlike as 'n mens so die verhaal van die voortrekkers lees, is dit die een ding wat my aangryp, dat oral waar hulle gekom het, het hulle verskil gemaak in hulle gemeenskap. Het hulle gesê, Here, ons is nou hier, ons het tot hier toe getrek, en hier moet ons 'n verskil maak. Dis die deurlopende verhaal gewees van ons volk dwars deur die geskiedenis. Here, hier is ek, gebruik my. Laat ek en jy, gryskoppies, jong mense, dat ons vanmôre hier sit en sê, Here, die oplossing lê nie op 'n ander plek by ander mense as by my, wat vanoggend my naam nie, my hand in die naam van die Here opsteek. Dat is daar derde ding, daarmee wil ek afsluit. Dawid het regtig saam die Here geloop. Dawid het geglo dat die Here hom wil gebruik.
en Dawid het uitgestap. Dit is vir die wonderlikste prentjie, ek wens ek kon dit sien daai dag so vers met ou selfoontjie sit om 'n foto te neem. Hier stap hy. Ek glo hy kon daar die laar die mooiste goed gesê het, die pragtigste liedere gesing het, en ek glo hy was hierdie sangleier by uitnemendheid Dawid. Hy kon die wonderlikste goed daar binne die kamp geprofeteer, gepredik het. En Saul sou daar bly staan, Goliat sou daar bly staan, en hulle bly skel het. Dawid moes die eerste tree gee. Wil jou uitdaag, ek gaan vir jou kans gee om saam met my vir 'n oomblik stil te word. Om vanmôre hier saam met my na te dink. Daar waar jy bly, daar waar jy leef, daar waar jy werk, kinders daar waar jy speel, hoe kan ek in hierdie tyd verskil maak en om daarmee vandag te begin? Vandag daarmee te begin. As ons wel begrypend, ek klop voor die sien kom, toe dink ek aan 'n klompie foto's wat Dani Lander, die hoofleier van die Voortrekkers het plaas op Facebook hierdie week, hoe hulle besig is met die monument om die tuine oor te doen, skoon te maak. Binne in die monument, daar die vriese af te was, versigtig af te was, wat is so 'n kosbare skat. Die senotaaf met 'n mop behoorlik skoon te maak. Hierdie week was daar ander foto's gewees waar hulle oral oor die land besig is om te sê, Here, ek stap in U naam uit. Onthou 'n storie en daarmee wil ek afsluit wat my so gegryp het. Ek het in 'n boekie van my het ek nogal daaroor geskrywe. Senekal. Julle onthou Senekal se storie met die jong boer wat daar gebore is en die woede van die gemeenskap oor. Die dag van die hofsaak is daar verskriklike chaos daar, trokke word omgekeer of polisiewagens word omgekeer en die hof word bestorm. En toe met die volgende verskyning, toe het almal gesê, hier kom chaos. Hier kom chaos. Koerante het gesê, kerke het gesê, televisie het gesê. Daardie dag het van oral oor die land mense opgetrek, so elke ou het ergens 'n megafoon het was daar. En die leier van die rooi pette was daar. En almal het op hulle trokke gestaan en hulle mense opgesweep die dag. En die dag het verbygegaan. En die verskriklike konflik wat almal voorspel het nie gebeur nie, glad nie. En niemand kon verstaan hoekom nie. Toe later kom die storie uit. 'n klompie Christene het gedink, waar kan ons hier 'n verskil maak? En daardie dag was 'n verskriklike warm dag in Senekal, het hulle met klomp 100 bottels koue water daarin gestap tussen die groepe. En oral links en regs uitgedeel en gesê, ons gee dit vir jou, want die Here het jou lief. En op 'n ander plek het 'n klomp Christene gesê, al wat ek eintlik vandag kan doen is om te bid. En hulle het gebid. En die mense hulle megafone weggebêre, trok het gery. Die volgende storie was hoe die gemeenskapsleiers swart en wit in Senekal bymekaar kom. En hoe hulle bymekaar gaan sit en sê, waar ons dorp is in 'n gemors en begin het om die strate weer reg te maak en die skool te verf en die parke se gras te sny en dan die watervoorsiening te kyk. En nou die dag het ek weer 'n berig gelees van Barend Legrandsie wat daar werk, hoe hulle op die mees ongelooflike manier besig is om Senekal die dorp om te keer. Omdat daar Christene was wat gesê het, ek stap uit in die naam van die Here. En dit het ander plekke so geïnspireer. Kroonstad het dit begin doen. Ons is 'n rukkie gelede het ek in Rita deur Ficksburg gery en dit was hierdie mooi dorp met die mees historiese kerk en geskiedenis. Die strate is iets verskriklik.
Hulle begin om het reg te maak. En gesien, maar ons het almal die verantwoordelikheid om teenoor hierdie Goliat te gaan staan. Wat sal gebeur in Alberton? As hierdie knoppie 100 mense vanoggend, elkeen sê, Here, in die gees van die gelofte, wat op u vertrou, wat u leer ken het, by Bloedrivier, in die gees van daardie gelofte, staan ek vanmôre op sê, Here, ek wil saam met u loop. Hoor weer die woorde van die gelofte. Ons vertrou u. Here, ek glo dat u my gaan gebruik. My gaan gebruik. Ek stap vanmôre hier uit, om in hierdie mooi dorp 'n verskil te gaan maak. Jy kan. Amen. Here, dankie vir die uitdaging. Soos u daar, toe hulle die waans gespan het, en benoud, Here, oor daardie klompie aande, aand na aand gesê, Here, ons roep na u, en beloof het, daardie selfde gesindheid, hoe ons dit, Here, hier is ek. Stuur my. Amen. Terwyl ek bid, dink ek aan Pinksterdag, die wonderlike gebeure daar, die Here kies, en ons het nou, lees ons hier in die Kerstyd, lees ons die boek Lukas, elke aand die hoofstuk, tot nou die 24ste, en by weer getref net weer, die Here kies die klein groepie, 12 van hulle vissermanne, ongekwalifiseerd, onopgeleid, en uiteindelik is daar net 11 van hulle oor, en op Pinksterdag word hulle skielik 300, en paar dae na Pinksterdag is hulle 5000, en 3 eeue later is die hele Romeinse ryk onder die heerskappy van Jesus. Wat sal gebeur as hierdie groep, en jy moet weet, God sien jou raak vanoggend, met die hart van die gelofte uitstap, en sê, Here, ek gaan 'n verskil maak. Ons gaan afsluit met gebed, en ek hoop as jy dit vanmôre sing, sal jy dit met soveel toewyding kan sing. Lied 308, ons gaan al 15 verse sing, 'n lied wat sê, leef my lewe, laat weer. Na ons dit gesing het, wil ek hê dat jy bly staan vir die uitspreek van die seën van die Here, en na die uitspreek van die seën van die Here, gaan die koor vir ons die Magaliesbergse aandlied sing, en ons sien so daarna uit. Kom ons staan, en ek wil vra dat jy hierdie lied, as jy dit sing vanmôre, dat jy jou naam daarin skrywe, en sê, Here, hier is ek.
tyd die uitdaging wil aanvaar en Goliat in die oë wil gaan kyk en 'n verskil wil gaan maak, dan stuur die Here jou nie net so uit nie. Hy stuur jou met sy volle seën. Ontvang die seën van die Here en gaan werk en leef in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by jou. Amen. Kom ons sit weer. Die koringkind lied wat ons voor die tyd moet sing en wat ek nagelaat het. Ek gaan tog dat ons hom sing. Dit pas so mooi aan by Dr. Johan se preek hier waar Suid-Afrika. Luister mooi na die woorde en daarna sal ons afsluit met die Magaliesburg sang.
Baie dankie vir julle almal. Groot dank vir Dr. Johan. Ek dink hy het ons almal sommer baie geïnspireer. Mag ons almal gaan doen wat hy gesê het. Vir julle almal alle mooi wense vir die Kerstyd en alle beste wense vir die koor. Daar is, onthou die CD's mannekoor wat oop is, wat 'n klein stukkie reklaam. As enige van u graag saam met die mannekoor of die dameskoor wil kom sing, kom gesels gerus en ek dank u.